Radio Namakwaland, die beste stasie vir ons nasie. Dit is nou presies 10 minute oor 9 en soos beloof my groot voorreg om in gesprek te tree met Danielle Ellerbeck. Danielle, altyd 'n voorreg om jou stem te hoor. Dit is 'n groot voorreg om met u luisteraars te kan gepraat, Martin. Nou jy het vir my die afgelope weke baie interessante mediaverklaring gestuur deur jou uitgereik vir die F.W. de Klerk Stichting en dit het te doen met die wysigingswetsontwerp op plaaslike regering, dit rondom munisipale strukture 2024. Nou, so 'n bietjie agtergrond vir 'n luisteraar, waarom het dit jou genoop om hierdie spesifieke mediaverklaring te skryf en dan ook hoekom dit belangrik is vir ons publiek? So, jong, daai wetsontwerp se naam is omtrent 'n mondvol, Martin Louis. So, algemeen is daai wetsontwerp maar bekend as die koalisiewetsontwerp. Luisteraars mag moontlik weet dat in die laaste plaaslike verkiesing 2 jaar terug, so nou nie die nasionale en provinsiale verkiesing wat ons nou net gehad het nie, maar die plaaslike verkiesing waar ons munisipale rade ensovoorts verkies, het 30% of was 30% van munisipaliteite in Suid-Afrika onbeslis. So dit beteken dat net soos wat nou in nasionaal en baie van die provinsies gebeur het, is toch nie een van die politieke partye 'n oorgrote meerderheid gekry het nie, so oor 50%. So dit beteken natuurlik dat baie van die munisipaliteite in koalisie moet ingaan met mekaar, of diverse politieke partye in daardie munisipaliteite koalisies moet ingaan met mekaar. En, soos wat baie van die luisteraars weet, hou die koalisie nie noodwendig lank nie. En wat gebeur is dat klein partye wat moontlik met 'n enkele plek op die raad gekry het of selfs minder, skielik bepaal wie die uitvoerende burgemeester en die daardie munisipaliteite is. So in lig van hierdie wankelrige munisipaliteite, was die F.W. de Klerk Stichting nog altyd gewees dat koalisie ooreenkomste geformaliseer moet word om seker te maak dat die uitoefening van uitvoerende gesag, met ander woorde dienslewering, onder andere, kan geskied. Maak die saak wat met die koalisie of die politieke partye gebeur nie. En dit wat hierdie wetsontwerp probeer doen. En op watter manier sal die wetsontwerp dit regkry? Want ek luister na wat jy sê en ek besef hoe belangrik dit is vir die plaaslike munisipaliteite om standvastigheid en volhoubaarheid te hê in hulle spesifieke posisies en poste soos die burgemeesteramp. So, ek dink kom ons kyk na die feit dat Johannesburg byvoorbeeld in die laaste 5 jaar maar die het 8 burgemeesters gehad het. Sure. 8. Maar die feit dat hierdie, jy weet, die wisseling van burgemeesters is definitief as 'n gevolg van politieke onstabiliteit en 'n gefragmenteerde regering. En dit wys net dalk hoe dringend dit is om koalisieooreenkomste op 'n plaaslike regeringsvlak te formaliseer. En dit hierdie leemte in die reg wat hierdie wetsontwerp probeer aanspreek. Want op die oomblik is daar absoluut niks in die wet wat koalisies formaliseer of reguleer nie. Het daar op 'n plaaslike regeringsvlak soos politieke partye en munisipaliteite, of op 'n provinsiale vlak, of op 'n nasionale vlak. Nou hierdie wetsontwerp fokus slegs op die plaaslike vlak. Dit fokus slegs op munisipaliteite, maar dit is die area wat die dringendste aandag nodig het. So, en vir hierdie rede is die departement van samewerkende regering en tradisionele sake. Dit is nou die departement wat aanspreeklik is vir plaaslike regering onder andere. Hierdie wetsontwerp as ook 'n ander wetsontwerp, die wetsontwerp vir plaaslike regering algemene wette 2024, ook 'n mondvol, oopgemaak vir openbare kommentaar. Die departement het hierdie 2 wetsontwerpe geskryf, spesifiek die koalisiewetsontwerp, met die oog daarop om te kyk, hoe kan ons seker maak dat dienslewering en die uitoefening van uitvoerende gesag in wankelrige munisipaliteite aanhou geskied, maak die saak wat met die koalisies in daai munisipaliteite gebeur nie. Nou vra dit vir die openbaar om te sê, wat dink julle van die voorstelle? Is hierdie 'n goeie voorstel of nie? En
So wat beoog spesifiek die koalisiewetsontwerp om te doen? Wel, eerstens, dit beoog om te definieer wat 'n koalisieooreenkoms is, en om dit dan bindend te maak, wat ek dink almal kan ooreenstem 'n baie goeie uitgangspunt is. Absoluut. En dan die tweede ding is wat dit voorstel, en dit nie waar die stigting nou verskil van die departement en sê nee, ons dink nie hierdie is 'n goeie voorstel nie. Dit stel voor dat 'n onbesluite munisipaliteite met 'n burgemeesterstelsel wat 'n uitvoerende burgemeester het. So dit is nou 'n stelsel waar die burgemeester al die uitvoerende gesag het. Moet beweeg na 'n kollektiewe uitvoerende stelsel. So dit waar 'n raad of 'n komitee, die uitvoerende komitee, die uitvoerende gesag deel. En dan ook probeer dit 'n raamwerk vir die verwydering van munisipale amptenare uiteensit. So dit is 3 groot dinge op wat die koalisiewetsontwerp beoog. Soos wat ek sê, die stigtingsperspektief is net wonderlik. Ons het nog altyd die standpunt ingeneem dat koalisieooreenkomste veral op plaaslike vlak tussen politieke partye geformaliseer moet word, want dit sal lei tot stabiliteit en doeltreffende administrasie verseker. Maar ons stem nie saam oor die feit dat 'n uitvoerende burgemeesterstelsel skielik vervang moet word met 'n kollektiewe uitvoerende stelsel. En nog 'n paar redes daarvoor. Luisteraar, ons is in gesprek met Danielle Ellerbeck, 'n prokureur en die F.W. de Klerk Stichting se bestuurder van grondwetlike programme. Nou, die publiek kan en moet bydra tot die besluit wat deur hierdie wysigingswetsontwerp op plaaslike regering voorgestel word, Danielle. Hoe en wanneer en tot waar kan hulle dit doen? Die publiek kan deelneem aan hierdie en kommentaar gee seker hierdie is wat ons dink goeie oplossing is vir onbesluite munisipaliteite, wat dan korrek is. Die kommentaar te gee aan die departement van samewerkende regering teen die einde van Augustus. So daar is nog so 2 weke oor en hulle kan na die F.W. de Klerk Stichting webwerf te gaan, fwdeklerk.org, en hulle sal daar kan sien hoe om deel te neem aan die openbare kommentaar. Maar basies, dit is 'n skriftelike kommentaar wat hulle aan die departement kan stuur met 'n spesifieke e-posadres wat die departement gegee het. Naamlik comments.coalitionlaw@copta.gov.za. Danielle, ons sê vir jou baie dankie vir daardie inligting, maar ons het nog tyd oor en ek het 'n briljante artikel van jou gelees. Dit is Augustus maand, Vroue Maand, dit is nog steeds Augustus maand en jy het vir ons 'n baie belangrike artikel. Die luisteraar kan gerus by die F.W. de Klerk Stichting gaan kyk waar jou bydraes lê wat jy by hulle dan ook gereeld byvoeg. En dit het te doen met vroue veiligheid en om voorspoedige en goeie veiligheid vir vroue te bewerkstellig. Die belangrikheid in hierdie tyd wat ons leef met soveel geslagsgebaseerde geweld, wat het jou navorsing vir jou gebring ten opsigte van die belangrikheid dat vroue moet en kan veilig voel, so ook hulle kinders? Ja, so ek bedoel, Martie, ek dink wat baie interessant was uit die werk wat ons gedoen ons vroeër die jaar. Toe die stigting besig was met ons jaarlikse rapportkaart oor menseregte. Dat is uitgevind dat, jy weet, daar is ook klaar gelykheid vir vroue in terme van onderwys en om toegang tot basiese onderwys te kry. En dan is daar ook gelykheid in terme van gesondheid. So byvoorbeeld, die nuutste statistieke wat, ek dink het was deur die ek dink dit was hier Statistics uitgewees wat hulle uitgereik het. Wys dat vroue min of meer 7 jaar langer lewe as man. So ons het gelykheid wanneer dit kom by toegang tot onderwys en wanneer dit kom by gesondheid. Maar waar ons nie gelykheid het, is wanneer dit by die ekonomie uitkom. Nou, byvoorbeeld, vrouens al maak ons 31% van die Suid-Afrikaanse bevolking op, volgens die nuwe statistieke. Wys dat vroue nog steeds baie min van die besluitnemingsrolle in organisasies opneem. Met mans met 67% bestuursposte opneem. En meeste werkgewers wat nog steeds mans is. Maar dit beteken nie noodwendig, jy weet, dat daar
'n probleem is met hierdie, met die voorstel, maar dit wys daarop dat daar moontlik dinge is wat vroue keer om die ekonomie te betree. So wanneer ek sê dat byvoorbeeld buiten noodwendig dat daar probleme is, die vrou het nog steeds 'n keuse, jy weet, om ander dinge, byvoorbeeld familielewe, na te jaag as 'n prioriteit in plaas van bestuursposisie. Maar dit kan daarop dui dat daar dinge is wat vroue uit die ekonomie uitkry. So daar's 'n bietjie van 'n dieper navorsing gedoen het oor dit. Toe kom het uit vir ons dat daar is dinge wat vroue uit die ekonomie uithou. En dit is veiligheid. Want wanneer die vrou in die ekonomie probeer betree, het sy, of het nou is om befondsing te kry vir 'n besigheid wat hulle wil begin, of om jy weet, aansoek te doen vir 'n werk, staar hulle gereeld verkrachting, seksuele aanranding en seksuele teistering gesig, wanneer hulle hierdie geleenthede probeer najaag. En dit blyk om grootste rede te wees hoekom daar so 'n groot gaping is, sal ek stel, tussen vrouens en mans wanneer dit by die ekonomie neerkom. So dit is wat die stigting gesê het, is dat ons definitief veiligheid nodig het as ons ooit gelykheid wil hê in die ekonomiese area vir vrouens. En dit sal nie gebeur dat vrouens veilig is om deel te neem in die ekonomie. Absoluut. Ja, in hierdie week het ek 'n onderhoud gedoen met 'n persoon wat betrokke is by 'n nasionale skuiling NGO organisasie. En ek dink wat in daardie onderhoud vir my geruk het, is die feit dat sy 'n statistiek genoem het van duisende polisiedossiere wat net eenvoudig gesluit of weggeraak het rondom verkrachting. En die implikasie is, as jy plus minus 60,000 dossiere toemaak, beteken dat 60,000 persone wat die verkrachting gepleeg het, is vrygestel. Ja, definitief. Ek bedoel, dit is ook iets wat ons gereken het as een span, ons weet as met die navorsing, is dat, soos wat ek al gereeld gesê het in ander areas van die dag, dit blyk nie 'n probleem te wees om daar te min wette of slegte wette nie. Dit blyk 'n probleem te wees van die feit dat die wette wat daar is, nie behoorlik toegepas word nie. Absoluut. So bijvoorbeeld, een van die dingen wat ik uitgevind het, is dat tussen oktober 22 en maart 2023, so ons praat hier bietjie van oor 6 maande periode, dalk 7 maande, was 77 geslagsgebaseerde sake van die hoofrol verwyder, net in die Weskaap, as gevolg van probleme met ideologiese dossiere ensovoort. Ja, dit is Vroue Maand, dit is 'n negatiewe manier om te gesels, maar is ook belangrik dat die inligting moet bekend gemaak word. Baie dankie dat jy as 'n voorvat vrou Daniella, as 'n prokureur en ook dan die stigting van F.W. de Klerk Stichting se bestuurder van grondwetlike programme, so 'n puikvoorbeeld stel van wat 'n vrou wel kan bereik wanneer sy haarself toewy tot haar beroep en 'n verskil kan en wil maak in mense se lewens. Baie dankie daarvoor. Dankie Martin, die voorreg is myne om met Emily Lightbros te gesels. Ons gaan binnekort weer gesels, mag jy 'n wonderlike naweek hê. Baie dankie vir vandag se bydrae. Dankie, sien daai kant ook. Dankie, totsiens. Radio Namakwalan, die beste stasie vir ons nasie.